Goeienaand en ons groet U weer, omdat ons weet, ons is sy kinders. Ons groet U, omdat ons weet dat U met 'n doel ook luister, na dit wat Vader sê. Mag U sy shalom, sy vrede, sy rustigheid in die lewe ervaar, met die vaste wete, hy praat met ons. In hierdie leringstye wat ons het saam met U, is dit vir ons wonderlik om elke keer te kan hoor. Vader praat met die harte van mense, maar ons wil vandag juist daaroor gesels. Hoe praat Vader met ons? As ons dan sy wil ken en as ons wil verstaan wat Vader vir ons wil sê, hoe hoor ek Vader se stem? Daar's verskeie maniere, ons weet dit, maar daar's een baie belangrike ding. In Jesaja soos jy dit ken, 59 vers 1 en 2, staan daar dat ons onsself moet distansieer van alle bekende sondes in ons lewe. Vader sê, ek sal met jou praat, maar jy staan hier in 'n kokon van sonde en jou eie wil, jou eie begeertes. Jy weet dat jy elke dag besig is met sonde. Jy weet dat jy begeertes het wat nie myne is nie. Vader sê, ek wil graag met jou praat. Maar ek vra van jou, raak ontslaaf van daardie blokkasies wat in die pad staan, sodat ek met jou kan praat. Baie keer wil ons Vader se wil hoor. Baie keer sê ons maar, ek wil graag hoor wat God vir my wil sê. Hoekom kan ek nie sy stem hoor nie? Hoekom kan ek nie hoor wat hy wil sê nie? Lukas 14, vers 27, sê die woord vir ons. Elkeen wat nie na sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my studente volgelinge wees nie. As ek nie gewillig is om Vader se wil te doen nie, om watter rede moet hy dit vir ons sê? As Vader ons harte ken en hy weet, ek gaan nie doen wat hy sê. Ek gaan, soos die volgende versie sê, die toring begin bou, en as ek halfpad kom, besluit maar ek kan nie. God weet ons gaan halfpad ophou. Vader sê, ek moet die koste bereken, en ek moet bereid wees om sy wil te doen. Sien, hierdie voorwaardes om sy stem te hoor is baie belangrik. Want Vader gaan nie onnodig met ons praat. Wanneer hy weet, ek stel nie belang om sy wil te ken nie. En kom ons toets dit maar aan onsself, en kom ons toets dit aan ons omstandighede, en aan ons die dinge wat ons moet doen. Skielik wys die Vader vir ons dat daar iets verkeerd is in ons lewe. En ons weet dit, ons is oortuig daarvan. Vader wys vir ons, hierdie ding wat jy doen, en miskien is dit iets wat jy as normale godsdiens aanvaar, miskien is dit 'n metode waardeur jy dink goed is om Vader te aanbid, en Vader kom wys vir jou, maar dis nie my wil nie. So jy ervaar dit klaar in jou, jy weet dis nie sy wil nie. Nou begin jy bid. Vader wys vir my, wat is die regte manier? Maar Vader weet, jy gaan nie hoor nie. Jy wil nie regtig luister nie. Oor die koste is te groot. Die mense in die gemeente gaan jou dalk verwerp. Mense gaan dalk dink, jy is snaaks, as jy doen wat Vader vir jou gewys het. So jou vra vir God se wil, kom uit 'n emosie van ervaring van jy weet iets is verkeerd, maar jy wil nie regtig verander nie. Jy is nie bereid om die koste te bereken nie. Sê vir my, om watter rede moet Vader jou antwoord? Behalwe in sy liefdes omgee, wat hy nog steeds het, antwoord hy ons tog. Maar hy weet ek gaan nie hoor nie. En baie keer dan sê ons, Vader, ek wil graag u wil ken in hierdie situasie. En dan sê Vader, maar ek het dit vir jou gegee. Hier's my woord. Ek het dit vir jou gegee. Wat maak jy daarmee? Hoekom moet ek weer praat? Matteus 6 vers 33 sê vir ons moet eers ons eie begeertes neerlê. Solank as wat ek my eie begeertes het, solank as wat ek wil doen wat ek wil doen, maak nie saak hoe geestelik dit klink nie, kan ek nie Vader se wil doen nie. U en ek moet uit die pad uitkom. Terwyl ons jonk was, het ons altyd die boodskap gebring dat daar's net een plek op die troon.
En dit is so waar. En op die troon van ons lewe, in die beheer van ons lewe, is daar net een plek. Of Vader het daardie plek, of ek sit op daardie plek. Maar daar is net een plek. En as ek in beheer is, as ek nog besluit wat gedoen moet word, kan Vader nie sy wil vir ons leer nie. Dan is ons baie keer so haastig. Die volgende punt is vir my baie belangrik. Psalm 62 vers 6 sê, wees stil, wag op hom, wag op Vader se antwoord. Hou die begeerte wat in jou is, en hou daar die behoefte voor God in gebed. Bring dit voor hom, soos die weduwee wat gereeld gekom het, en hierdie of hierdie regter wat nie regtig wou luister nie, elke dag aangeval het. Ons het 'n Vader en 'n regter wat wil luister. Ons kan gereeld na hom toe kom. Maar ons moet nie ophou om daar die begeerte te hê om sy wil te ken. In Spreuke is wel eens in Jakob 1 vers 6, sê die Bybel vir ons, ons moet volkome vertroue hê op hom. Julle bid en julle kry nie, want julle vertrou nie. Julle wil nie God se wil doen nie, want alles gaan oor jou eie begeertes. Alles gaan oor jou eie wil. Daarom kry julle nie, en daarom het julle nie. En wanneer ons dit saam lees, dan sien ons daar's heelwat aspekte hier in Jakob. Jakobus, soos wat jy dit ken, in Jakob hoofstuk 1 vers 6, sê hy vir ons, hy moet egter in vertroue vra, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos die golwe van die see, wat deur die wind gedryf word. Hoe ken ek sy wil? Ek vra. Maar dan moet ek kom, nie met twyfel, ek moet vertrou. Dan kan ek sy stem hoor. Matteus 11 vers 29 sê ons ook, ons moet bereid wees om die las saam te dra. Baie keer is daar dinge in ons lewe waarvoor ons vra, wat nie ons alleen voor verantwoordelik is nie. Daar is baie aspekte, baie mense is betrokke. Wanneer ons getroud is ons altyd saam betrokke in God se wil. En is dit baie belangrik dat ons saam na Vader se wil vra. Is dit baie belangrik dat ons uitvind wat sy wil vir ons lewe is, saam. Want Vader het ons saam geroep, Vader werk met ons saam. Wanneer 'n mens in die veld self is, dan kom jy agter dat 'n huwelik daar is in so 'n situasie met baie groot doel om daar die eenheid en fellowship en samewerking daar te stel waardeur vrug kan kom. Want in eenheid is daar krag. Psalm 119 vers 11 sê dat God se wil openbaar word in sy boodskap, in sy woord. So ook Romeine 10. Romeine 10 sê, hoe kan hulle hoor as hulle nie gesê word, vertel word nie? En hoe kan hulle hoor sonder die woord van God? Ons moet die wil van God vind uit sy woord, uit afhanklikheid van hom. Want dit is baie belangrik dat ons sal verstaan, om God se wil te ken, moet ek in sy woord gaan soek. Daar is so baie keer dat mense die eerste beginsels, sy woord, nie wil doen nie. Hoe kan Vader enige iets anders van sy wil aan ons openbaar? En soos wat ons net nou gesien het ook, is dit baie belangrik, dat ek en jy die omstandighede, ja, maar meer as dit, die koste sal bereken, in Lukas 14. Ons moet die koste bereken, dit staan ook in 1 Tessalonisense 2, vers 18, weeg die omstandighede, kyk of die omstandighede gunstig is. God gebruik baie keer omstandighede, maar nie uitsluitlik nie. Ook om ons te wys wat sy wil is. Deure wat oopgaan, deure wat toegaan. Dis nooit 'n finale riglyn nie, maar is altyd 'n rigtingwyser wat vir ons wys of dit Vader se wil is in dit wat hy doen. God lei ook deur die geestelike leiers. Die rede hoekom dit belangrik is om onder die autoriteit van geestelike leiers te staan, mense wat jy kan vertrou, mense wat deur hulle eie lewe bewys dat hulle Vader se stem hoor, mense wat deur hulle eie lewe en vrug die bewyse daarvan
dat hulle sy stem kon volg en daarom die vrug in hulle lewe dra. Raadgewers is geestelik baie belangrik, maar weer eens nie uitsluitlik nie. Jy moet self hoor. Die verantwoordelikheid is by jou. Jy kan nie net luister wat iemand anders vir jou sê en daarop reageer nie. Godskinder nie. Hy praat met sy kinders. God wil graag vir jou sy wil vir jou lewe gee en sy wil vir jou sê. 'n ander metode om God se wil te kan ken is om te gaan kyk, hoe praat God en hoe het mense in die Bybel gelei? Kom ons vat 'n voorbeeld van Daniël. Hoekom is Daniël na Bafel of Babylon? Hy het nie 'n keuse gehad. Vader het deur die omstandighede van die ballingskap, het hy 'n man soos Daniël in Bafel gaan plaas, sodat hy sy wil ook daar kan laat geskied, sodat hy met 'n wêreldleier, met Nebukadneser kan praat, vir hom sy wil kan openbaar. Dit is baie belangrik. Daar's baie keer dat Vader 'n mens lei in 'n plek in, en dan wanneer ons daar is, dan openbaar sy wil aan ons. Daniël het sy wil geken deur die woord te ken. Toe hulle die kos van die koning vir hom gebring het, het hy geweet hy eet dit nie, want dit is teen die woord van God. Net soos dit nog steeds teen die woord van God is om te doen wat die woord nie vir ons leer nie. Hy het geweet dis nie Vader se wil nie. Hy hoef nie te gaan bid daaroor nie. Ons bid baie keer oor dinge wat Vader se wil is, wat vir ons in die Bybel geskryf staan. Daniël hoef nie te gaan bid het nie. Hy het geweet is nie God se wil. Ons kyk na Saul. Hoe het Vader Saul gelei om betrokke te raak by die ander nasies buite Israel? Saul het na sy bekering in Damaskus en nadat hy teruggegaan het na sy tuisdorp toe, het Saul vir 4 jaar afgesonder en tyd met Vader spandeer. Ons lees van niks wat hy daardie tyd gedoen het nie. Ek glo hy was betrokke in sy plaaslike gemeente. Maar ons lees niks wat Vader in en deur hom gedoen het nie. Ons weet net dat hy 4 jaar met Vader gaan tyd spandeer het in die woestyn, in die wildernis. Hy het gaan hoor wat Vader se stem is. Wel, Saul het 'n rede gehad hoekom hy eers tyd met Vader gaan deurbring. Hy is opgelei in 'n teologie. Hy is opgelei in 'n leer wat teen Vader se wil gegaan het. Hy is opgelei. Hy het hierdie geleerdheid gehad van dit wat nie die waarheid is. So Saul moes eers ontleer. Hy moes eers ontslaa raak van dit wat in die pad staan, sodat hy Vader se wil kon leer ken. En toe het hy by Vader gehoor dat Vader hom roep onder die ander nasies. Hy het na sy gemeente toe gegaan. Ons lees al hierdie Handelinge 9 en 10. En hy het na sy gemeente toe gegaan en toe die gemeente gesê, ons bevestig dit, ons stem saam, dis wat God vir jou gesê het. En hulle het gevas en gebid en gevind dis God se wil. En daarom het hulle hom afgesonder en het hy die werk begin doen. Daarna het Vader vir hulle gesê waarheen om te gaan, saam met wie om te werk. En elke keer was die vrug daar saam met die vervolging en die teenkanting wat altyd daar sal wees. Maar Saul het hierdie metode gevolg. Daniël het op heeltemal 'n ander manier geweet wat Vader se wil is. Maar dan, wanneer spesifieke goed kom om drome uit te lê, moes Daniël na Vader toe gaan, hom gaan afsonder en hoor wat Vader se wil is. En hy het hom geantwoord op verskillende maniere. Baie keer vra mense van Vader 'n teken en daardeur ken hulle sy wil. Vader se wil word geken deur vir hom tekens te vra. Josua het dit gedoen. Josua het vir hom gevra vir 'n teken. Gideon het dit gedoen. En Vader het vir hom die teken gegee. Ja, dit is ongeloof. Ja, my kind, ek weet, ek wil met jou praat, luister net. En hy sê, Vader, maar ek wil seker wees, want ek as mens is onseker of dit u stem is wat ek hoor. Daarom gee Vader 'n teken. En hoe dikwels doen hy dit nie in ons lewens, sonder dat ons vra.
Nog 'n manier is dat ons saam met ander bid. En terwyl ons besig is om saam met ander Vader se wil en Vader se antwoord te soek, praat Vader deur almal dieselfde en gee hy sy wil vir almal dieselfde. Ons kan net keuses maak volgens die Bybelse beginsels. Ons kan nie keuses maak wat buite God se wil is. So ons het klare riglyn, ons het klaar strepe waarbinne ons kan werk. Nou moet ons net die spesifiekes by Vader hoor. Nog iets wat ons gehoor het, of wat ons ervaar het en gehoor het by ander mense met dieselfde getuienis, is dat Vader nie iemand roep buite sy gawes nie. Vader roep ons nie buite ons talente. Vader sal nie vir Gerrie Coetzee roep en vir hom sê, ek wil hê jy moet begin sing. Kyk, sang is 'n goeie manier om mense te bereik. Gerrie, dis die manier ek wil hê jy moet begin sing. O Vader sal eers 'n groot verandering moet bring. Hy sal vir my die stem moet gee. Hy sal vir my die wyse moet gee waarop hy wil hê ons moet dit doen. Hy kan my vrou roep daarvoor. Sy het die stem. Maar kan jy sien dat Vader ons roep binne dit wat hy vir ons gegee het? Nie altyd net nie. Vader het my karakter verander om my te kon roep vir dit wat hy wou gehad het ek moet doen. Vader het my ingesteldheid verander. Vader het gemaak dat ek met mense kan begin werk. Dis nie my natuur gewees nie. Ek is iemand wat van eensaamheid gehou het. Ek wil maar liewers op my eie wees. Maar Vader het ons tussen mense ingestuur. Wat digtheid betref, die grootste bevolking in die wêreld. Die digtheid van die mense is die hoogste in die wêreld in die ooste. Vader het ons daarheen gestuur. Hy het ons karakter verander om in te pas in sy roeping, maar hy het dit eers gedoen en ons toegeroep. Vader roep ons binne die plekke waar hy weet hy kan ons gebruik. En dan, vir my altyd amper die finale manier om Vader se wil te kan ken, is sy vrede. Wanneer ons Vader se wil soek en ons is oortuig en ons hoor iets en ons weet, dis wat Vader vir ons sê, gee hy vir ons sy vrede. Sy vrede, sy absolute shalom, verplig ons om weer te kyk as dit verdwyn. Wanneer ek dink, ek ken Vader se wil, wanneer ek dink hy sê vir my 'n sekere ding, en ek verloor my vrede, moet ek onmiddellik gaan weer kyk. Dit kan nie God se wil wees nie. Vader werk nooit buite sy wil. Romeine hoofstuk 12 vers 2 wat ons gelees het, wil ek terugkom na toe en sê, kom ons verwerp ons eie begeertes, ons eie ambisies, ons eie gemak. Kom ons verwerp dit wat ons dink. En ons wees versigtig vir misleiding of valsheid. Ons het dit gelees in 1 Johannes. Vader het vir ons die onderskeiding gegee, om te kan onderskei tussen wat vals is en wat waar is, tussen Satan se metode om ons weg te lei uit waarheid. Ek glo en ons sien dit in die vrug en ons sien dit in mense wat seer kry. Daar is baie mense wat goed bedoel het en ernstig is met Vader, maar wat op die verkeerde plek geland het. Wat so begeerte gehad het om God te dien, en die vyand of ons eie begeerte het gesê, daar's baie behoefte, daar's baie nood. Kom ons gaan, daar is 'n behoefte wat vervul moet word. En ons het gegaan agter die behoefte, sonder om Vader se stem te ken. Sonder die vrede, sonder dit wat sy wil is. En daardeur het baie mense seer gekry. Wees versigtig vir die wêreld se aanloklikheid of gewildheid. Dit is soveel makliker om hier te bly en 'n groot gemeente te hê en 'n leraar van 'n groot gemeente te wees, en as dit Vader se roeping is vir iemand, dan is dit wat hy moet doen. Maar dit is so maklik om dan hier te bly en te sien wat is die voordele, om in gemak te bly, hier in jou eie plek, in jou eie taal te werk.
Wanneer ons nie hierdie voorkeure en wanneer ons nie ons eie begeertes een kant toe sit nie, kan ons nooit Vader se wil ontdek nie. Ons het dit gelees in 1 Johannes 2. Aan die ander kant moet ons, wanneer ons sy wil ken en wanneer ons sy wil hoor, baie, baie versigtig wees vir suiwer, menslike, logiese besluite. Ja, Vader werk nie altyd buite die logika nie. Maar daar is baie keer, wanneer dit nie vir ons sin maak nie. Wanneer Vader ons roep om skielik 'n werk te los. Wanneer Vader ons roep om skielik in 'n ander land te gaan sonder om die taal te ken. Maar dan berei hy ons voor. Dan is dit nie net logiese besluite nie. Dit is vir my baie makliker om in Suid-Afrika te gebly het en hier te praat soos wat ons die laaste paar jare die voorreg het om te kan doen. Dis my eie taal, dis my eie mense. Maar dit was nie Vader se wil nie. En as ons hier gebly het, kon ons dalk baie volgelinge gehad het. Maar ons sou nooit die vrede, Vader se teenwoordigheid ervaar het. Ons sou nooit die oorwinninge oor aanvalle, oor stryd gesien het nie. En ek twyfel of ons ooit die wonderwerke sou gesien het, wat Vader vir ons kon wys elke dag. In baie omstandighede, in baie plekke waar ons werk, in die wêrelde daar buite, is wonderwerke elke dag nodig. Nie net vir kos nie, nie net vir klere nie, nie net vir voorsiening nie. Nee, is daar wonderwerke nodig elke dag, net om te kan lewe, net om te kan bestaan, net vir sy beskerming. Die wonderwerke van sy krag wat hy vir ons gee, in die beloftes van Jesaja. Die ou mense sal nie moeg word, sal opstyg op die vlerke van die aard. Jy sien, wanneer ons in sy wil is, kan ons sy wonderwerke sien gebeur. Logiese besluite kan dit nie vir ons gee nie. Gebruik wysheid met geestelike onderskeiding. Vader gaan jou nie na 'n plek toe stuur waar dit onmoontlik is. Vader gaan jou nie stuur na 'n plek toe waar daar nie saad van vrug gesaai sal kan word. Met ander woorde, ek dink dit is redelik onwaarskynlik dat Vader jou Noordpool toe gaan stuur. Ek dink dit is hoogs onwaarskynlik. Vir Vader is niks onmoontlik nie, so ek is baie versigtig om hierdie dinge te sê. Maar ek dink dit is hoogs onwaarskynlik dat Vader jou gaan stuur na die Suidpool toe. Ja, daar is 'n paar mense. Miskien is dit Vader se wil. Maar Vader sal hierdie ding vir jou duidelik wys. Ons moet die onderskeiding kan hê met wysheid. En dit wat Vader sê. Wanneer Vader vir ons 'n lerende gawe gegee het, dan glo ek is dit logies in sy wysheid om ons te stuur na 'n plek waar ons wysheid en lering kan gebruik. Weerstaan vrees. Vrees is die gereedskap van Satan waarmee hy God se werk wil afbreek. Kom ons weerstaan vrees. Moenie bang wees nie, hy is in beheer. Menslike swakheid diskwalifiseer jou nie. Ek het gesien hoe 'n man met gebrek die Himalajas uitklim saam met ons om bo op die piek van 'n berg. Vader te gaan loof en prys en te bid en die geestelike magte te breek oor daardie villages en die plekke rondom ons. Moet nooit dink dat swakheid, onvermoë jou diskwalifiseer nie, want Vader ken elke situasie en sal jou gebruik in sy volkome wil. Aanvaar die beginsels van die skrif, doen sy wil, wag aktief en nie passief nie. Werk na 'n tyd toe, wandel in vertroue en Vader sal jou antwoord. Dis hoe ons sy wil begin ken. En volgende keer gesels ons oor die stappe wat nodig is om sy wil te kan ken. Nou maak ons prakties. Wat is die stappe? Hoe ken ek sy wil? Wanneer ons al hierdie dinge bymekaar gaan sit, dan sien ons, dis die moeite werd om 'n verhouding met Vader te hê en hom te dien. Vader, ons loof U dat ons U kan dien en ken. Ons loof U dat U altyd met ons wil gesels, met ons U wil deel.
Maak ons ore oop om U te kan hoor. In die naam van Yeshua alleen. Amen.